Die gevaarlikste krake in 'n huis is gewoonlik nie die een wat jy eers raak sien nie. Want as daai krake opdaag, dan beteken dit daar's lankal al iets fout met die fondasie. Goeiedag, liewe vriende, en welkom by vandag se Huisfix. Ek wil vir jou vra of jy al dit miskien ook in jou eie lewe beleef het met 'n gebou waar jy stadig maar krake begin sien in jou huis se mure, of mure wat oopbars, vloere wat skeef trek, of dalk al foto's gesien het van iemand se huis wat so verskriklike skade beleef, huise wat later selfs op 'n manier onwoonbaar word. Baie keer lyk die skade in hierdie mure aanvanklik eers klein. Dit is nie iets wat vreeslik aandag trek nie, net 'n klein kraakie in die muur, totdat 'n mens iemand kry, 'n professionele ou soos 'n ingenieur of so, om ondersoek te kom instel en te kom kyk wat is die oorsaak hiervan. En dan begin 'n mens sien die probleem is nie eintlik die krake wat in die mure is nie. Die probleem lê eintlik baie dieper. Dis die fondasie van die huis wat begin skeef trek het of geskuif het. Daar is dalk selfs 'n sinkgat onder die huis waar die grond of die aarde onder hierdie fondasie begin meegee. En dan besef 'n mens net weer dat dit mens niks baat om 'n verskriklike mooi gebou op 'n plek neer te sit as die fondasie wat onder dit lê, wat jy nie eintlik kan sien nie eers stewig gebou is nie. Nou, ons gemeente se tema vir hierdie jaar is Saam bou ons op God. En ek wil vanoggend weer so 'n bietjie saam met jou oor hierdie tema nadink en ook oor ons fondasie. In Efesiërs 2 skryf Paulus die volgende woorde van vers 19 af. Ek lees dit saam met jou. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, gebou op die fondamente van die apostels en die profete, met Christus Jesus self as hoeksteen. In hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg, tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. Paulus gebruik hierdie beeld van 'n gebou, maar nie sommer net enige gebou nie. Hy sê ons is die huisgesin van God, die huis van God, God se mense, en hy verwys hier na die kerk. En hy sê Jesus is die hoeksteen van hierdie gebou wat deur God opgerig word. Nou, die hoeksteen in die antieke wêreld was 'n baie belangrike ding gewees wat die stabiliteit en die rigting van die gebou bepaal het op die ou einde. As die hoeksteen skeef was, het die hele gebou eintlik, of is die hele gebou eintlik skeef gebou. En dit laat my juis iets besef hier van ons grootste uitdaging as gelowiges in vandag se tyd hier. Dit is moontlik vir ons om ons tradisie, ons kerk, ons gelowige saamwees te bou rondom 'n klomp dinge. Ons kan kerk bou rondom tradisie en ons kan ons eie voorkeure, ons kan kerk bou rondom programme, sterk persoonlikhede en selfs ons eie opinie. Maar as Jesus binne in hierdie kerkbouproses nie ons hoeksteen bly nie, dan mis ons iets van die roeping van die kerk. Daar begin dan later maar 'n bietjie krake in die kerk wys. Ons verloor iets dan van die hart van die kerk, die hart van liefde, nederigheid. Ons verloor iets van haar genade, iets van die getuienis wat die kerk veronderstel is om te wees. Hier is die deel wat vir my die mooiste eintlik tref van hierdie boodskap van Paulus. en dit is nie net die vraag oor hoe hierdie kerk gebou word nie, maar waarom word hierdie kerk gebou? Net sodat ons as mense kan veilig voel. Ek dink as ons in ons alledaagse verstaan, maar net dink oor geboue, veral hier in Suid-Afrika, dan weet ons as ons 'n huis bou, dan sit ons verskriklike hoë mure op. Ons sit
alarmstelsels in en die wering, juis sodat ons binne in hierdie gebou kan veilig wees. Ons wil juis sekere mense uithou, sodat ons binne in die gebou kan veilig wees. So die vraag is dan nou eintlik, hoekom bou ons dan die kerk? Is dit net sodat ons private verhoudings met God kan hê? Baie mense dink geloof is eintlik maar iets persoonlik. Dit is jou verhouding met God en dit is tussen jou en hom, of jy in hom glo. En natuurlik is geloof 'n persoonlike ding. Dit begin by 'n persoonlike verhouding met mense. God ken ons elkeen by die naam en hy roep elkeen van ons in 'n verhouding met homself. Maar die evangelie kan nie daar stop nie. Paulus sê, julle is nie meer vreemdelinge nie. Met ander woorde, God bou nie net individuele gelowiges nie. Hy bou eintlik 'n plek van behoort deur gebruik te maak van individuele gelowiges. 'n Huis waar buitestanders verwelkom word, waar eensame mense familie ontdek. Daar waar gebroke mense genade kan ontvang en waar mense kan voel, ek pas eintlik nêrens in nie, maar hier behoort ek. Hier is 'n plek vir my om veilig te wees. En dalk is dit die fondamente wat vir ons so belangrik moet wees. Want 'n swak huis kan nie baie mense dra nie. Ons fondamente lê in Jesus Christus, die stewige hoeksteen, wat 'n veilige plek word vir baie mense. Waar Jesus die hoeksteen is, wanneer ons saam op God bou, dan word hierdie plek 'n plek waar 'n klomp mense veilig kan inkom, 'n plek waar hoop bly staan, selfs in moeilike tye, hoe ons as gelowiges mekaar kan ondersteun. 'n Plek waar liefde 'n baie sterker dryfkrag is as die verdeeldheid onder ons. 'n Plek waar mense iets van Jesus se karaktereienskappe van sy lewe kan beleef. En dit is die goeie vraag vir elkeen van ons vandag. En wat ek jou mee wil laat, bou ek en jy net elkeen aan ons eie geloof, of help ek en jy saam bou aan 'n huis waar ander mense ook kan voel dat hulle kan behoort. Mag ons gemeente nooit net 'n monument bly van persoonlike geloof nie. Mag ons 'n huis van genade wees waar ons deure oop is vir mense om in te kom. 'n Huis waar Jesus Christus die hoeksteen bly en waar daar altyd nog plek is vir iemand om iets van God se liefde en genade te kan beleef. Mooi dag vir jou.